Hi daar, baie welkom by ons aanlyn diens. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Dis vir my 'n groot voorreg om jou te kan groet in die groot en heilige naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam. Baie dankie dat jy vandag die keuse gemaak het om hier ingeskakel te wees. Ek weet daar is soveel opsies op die internet, maar jy het vandag die keuse gemaak om hier te wees en daarvoor wil ek vir jou sê baie dankie. My gebed is eenvoudig, mag die Here jou ontmoet op daai spesifieke plek waar net hy kan ontmoet en mag jy soveel seën uit vanmôre se boodskap ontvang. Mag jy die boodskap geniet en mag jy dit deel met jou vriende waar ook al jy gaan. Geniet dit. Ons begin eintlik met 'n nuwe splinternuwe reeks, die onsigbare realiteit. En vanmôre wil ek jou vat na 'n baie bekende gedeelte wat Paulus eintlik vir ons skryf in 2 Korintiërs 4 vers 18, wat sê ons oog is nie gerig op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. Familie, ons leef in 'n wêreld wat obsessief eintlik gefokus is op wat sigbaar is. Mense glo wat hulle kan sien, hulle vertrou wat hulle kan meet, hulle jaag na dit wat hulle kan aanraak, hulle bou hulle lewens rondom gevoelens, rondom geld, rondom sukses, rondom status, prestasie en die uiterlike voorkoms. Maar die Bybel openbaar aan ons 'n waarheid wat meeste mense mis. Die grootste realiteite in my en jou lewe is onsigbaar. Is onsigbaar. Jy sien nie liefde nie, maar dit beheer jou. Jy sien nie vrees nie, maar dit beheer baie mense se lewens vandag. Jy sien nie trots nie, maar dit vernietig huwelike, bedieninge en families. Jy sien nie God met jou natuurlike oë nie, maar hy beheer jou asemhaling. Jy sien nie demone nie, maar die Bybel leer vir ons dat hulle eg is, dat hulle daar is. Die Bybel leer vir ons dat hulle beïnvloed mense, en tog is baie mense vasgevang deur hulle. Jy sien nie geloof nie, maar dit verander ewighede. Die grootste stryd van jou lewe gaan nie oor wat rondom jou gebeur nie. Dit gaan oor wat in die onsigbare wêreld in my en jou lewe gebeur. Want wat jy nie sien nie, beheer jou baie keer. Wat jy nie sien nie, beheer jou baie keer. Ons moet besef dat die onsigbare wêreld is meer werklik as die sigbare. Paulus sê dit vir ons. Hy sê die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. Die wêreld sê die sigbare is werklik. God sê die ewig is werklik. Maar alles wat jy vandag sien, gaan op 'n dag verbygaan. Jou liggaam verouderd. Geld verloor waarde, huise vergaan, regerings verander, modes verander, kultuur verander en so kan die lysie maar net aangaan. Maar die onsigbare dinge, God, die siel, die egte waarheid, jou geloof, die koninkryk, die geestelike wêreld, die ewige lewe bly vir ewig. Daarom skryf die skrywer van Hebreërs in Hebreërs 11 vers 3, hy sê, omdat ons glo, verstaan ons dat God deur net 'n woord te spreek, die ganse heelal geskep het. Dit wat ons nou kan sien, het dus nie uit die sigbare dinge ontstaan nie. Dit wat ons nou kan sien, het nie uit die sigbare dinge ontstaan nie, maar die onsigbare. Die sigbare wêreld het die onsigbare gekom. Dit wat ons nou sien is alles gebore uit die onsigbare realiteit. Voordat daar lig was daar woord. Voordat daar skepping was daar God. Johannes 1 vers 1 tot 5. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Voordat daar 'n oorlog op aarde was daar reeds 'n geestelike oorlog aan die gang. Dis waarvoor Jesus kom sterf het. Dis waarvoor hy in die kruis kom sterf het. Spreuke 21 vers 31 sê, die perd word reggemaak vir die dag van geveg, maar die oorwinning is deur die Here. Die onsigbare bepaal die sigbare, familie. Dit is so eenvoudig en so gevaarlik soos dit. I.W. Tozer skryf in een van sy boeke, hy sê, the invisible world is the only ultimate reality. En tog is daar baie mense wat vandag leef en dink daar is nie
'n onsigbare realiteit in die gang nie. Daar's net hierdie sigbare. Maar onkunde kanselleer nie realiteit uit nie. Jy hoef nie elektrisiteit te sien om daardeur doodgeskok te word nie. Jy hoef nie die wind te sien om sy krag te ervaar nie. Jy hoef nie die geestelike wêreld te sien om daardeur beïnvloed te word nie. Daar is 'n onsigbare oorlog agter die sigbare oorlog vandag. Ek sê dit weer, daar is 'n onsigbare oorlog agter die sigbare oorlog. Die woord sê dit vir ons. Efesiërs 6 vers 12. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Die boodskap van Stefan Joubert vertaal dit so. Hy sê dis nie 'n oorlog teen gewone mense nie. Ons moet teen die onsigbare geestelike magte van Satan veg. Hulle hou hulle sterk hier op aarde en doen bose dinge, maar kom uiteindelik van oral af. Sorg dat julle al die wapens reghou wat God vir julle gegee het, sodat wanneer die bose magte op julle toesak, julle nie 'n duim vir hulle hoef terug te tree nie. Met al sy aanvalle en dinge sal die duiwel net mooi niks aan julle kan doen nie. Julle sal wenners wees. Julle sal wenners wees. Dit is een van die grootste openbarings wat 'n Christen ooit kan kry. Die mense rondom jou is nie die werklike probleem nie. Dis nie die werklike probleem nie. Jou vrou is nie die werklike probleem nie. Jou man is nie die werklike probleem nie. Jou kinders is nie die werklike probleem nie. Daai rusie by die werk is nie die werklike probleem nie. Daar's 'n onsigbare oorlog aan die gang. Die vyand werk agter konflik, verdeeldheid, versoeking, verwarring, depressie, haat, rebellie, vrees, verslawing en so kan ons aangaan. En om eerlik te wees, baie mense veg die verkeerde oorlog. Hulle is besig met die sigbare dinge, maar hulle het vergeet dat daar onsigbare realiteit is. Dat daar onsigbare oorlog aan die gang is in my en jou lewe. Hulle beklei met hulle huweliksmaat, met hulle kinders, met hulle ouers, met kollegas, met die kerk, met hulle self, maar hulle onderskei nie die geestelike dimensie nie. En die vyand hou daarvan wanneer mense alles net menslik verklaar. Wanneer dit net menslik verklaar word. Want jy sien, as jy nie die ware oorlog sien nie, sal jy nooit die regte wapens gebruik nie. Ek sê dit weer, want as jy nie die ware oorlog sien nie, as jy nie weet wat werklik aan die gang is nie, sal jy nooit die regte wapens gebruik nie. Daarom sê Paulus vir ons in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 4, hy sê natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Die sigbare oorlog gebruik woede, manipulasie, beheer, geweld, menslike logika, maar die geestelike oorlog vereis gebed, geloof, waarheid, heiligheid, die woord van God en onderskeiding. Charles Spurgeon het geskryf, hy sê, discernment is not knowing the difference between right and wrong. It is knowing the difference between right and almost right. Die grootste aanvalle van die vyand lyk dikwels normaal. Dit lyk soos die regte pad. Dit lyk soos amper die waarheid. Maar familie, amper waarheid is nie waarheid nie. Amper waarheid of bietjie waarheid is nie die volle egte waarheid van God nie. Jy en ek moet besef die onsigbare wêreld beïnvloed jou denke en jou aksies. Dit beïnvloed alles wat ek en jy aanpak. Die grootste slagveld is nie jou huis nie, nie jou werk nie, nie jou finansies nie, maar jou gedagtes. Jou gedagtes. Daarom waarsku Paulus ons in Romeine 12 vers 2, hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Die vyand verstaan iets. As hy jou denke beheer, beheer hy jou lewe. As hy jou denke kan beheer, beheer hy jou lewe. Want jou gedagtes vorm jou emosies, en jou emosies vorm jou besluite, en jou besluite bepaal jou eindbestemming. Daarom val Satan dikwels nie my en jou direk aan nie, maar ons gedagtes. Want hy weet as hy vir my en vir jou net een leuen kan vertel, wat ons in ons gedagtes in het,
en wat ons glo en wat ons oor en oor en oor vir onsself sê, dan weet hy die geveg al reeds gewen. Hy fluister in jou oor, jy is niks werd nie. God het jou vergeet. Jy gaan nooit verander nie. Jy gaan altyd dieselfde bly. Daardie sonde wat jy in jou lewe het, dit sal altyd die baas wees van jou. Gee op. Niemand gee om nie. En baie mense besef nie eers dat hulle in 'n geestelike oorlog van gedagtes is nie. Hulle dink maar net dit is gedagtes wat opkom. Luister familie, die vyand is soos 'n brullende leeu daar buite. 'n Brullende leeu daar buite. Ek het net gister, het ek met iemand gesels, 'n vriend van my gesels, en hy sê dat daar waar hy sit, daar val die vyand hom so aan, want hy voel alleen, hy voel afgesonder, hy voel of hy niks werd is nie, of hy niks beteken vir niemand nie. Familie, dis presies wat die vyand kom doen in my en jou lewe. Hy probeer ons afsonder, hy probeer ons eenkant toe vat, en hy probeer vir ons al die leuns in ons gedagtes plant. En wat doen ons? Ons herhaal dit maar net oor en oor en oor in ons gedagtes, totdat dit 'n realiteit word vir ons. Totdat dit begin waarheid word vir ons. Maar Paulus gee vir ons die plan van aksie. Hy gee vir ons 'n gevegsplan. 2 Korintiërs 10 vers 5. Hy sê, elke hooghartige leuen wat die ware kennis van God probeer verdraai, loop ons met God se wapens onderste bo. Elke gedagte wat deur ons koppe gaan, neem ons gevange en lewer dit aan Christus uit. Ons dink slegs wat hy wil hê ons moet dink. Ons dink slegs wat hy wil hê ons moet dink. Besef vermoere, elke gedagte wat by jou opkom, verdien nie toegang tot jou hart nie. Elke gedagte verdien nie toegang tot jou hart nie. Martin Luther het gesê, you cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. Is dit nie waar nie? Die vyand plant gedagtes, en jy besluit of dit wortel gaan skiet. Maar ongelukkig is die realiteit vandag dat baie mense vasgevang is sonder dat hulle dit besef. En een van die gevaarlikste dinge van geestelike gebondenheid is baie mense besef nie hulle is gebind nie. Baie mense gaan deur die lewe en hulle besef nie dat daar werklik 'n binding op hulle lewe is nie. Jesus sê vir ons in Johannes 8 vers 34, Jesus het hulle geantwoord, Amen, amen, ek sê vir julle, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van sonde. Is 'n slaaf van sonde. 'n Gevangenis sonder tralies is steeds 'n gevangenis. Steeds 'n gevangenis. Baie mense leef in konstante vrees. Konstante vrees. Elke liewe dag wat hulle opstaan, is hulle in 'n vrees. Baie mense leef in bitterheid. As jy vir hulle gaan kuier ook, dan kan hulle niks anders te praat as net hierdie bitter, morbiede atmosfeer nie. Baie mense leef in pornografie en hulle dink hulle kan nie loskom daarvan nie. Dis net een keer. Môre sal ek dit ophou. Môre sal dit beter gaan. Môre sal ek dit oorwin. Nog net een keer. Wat gaan dit skade tog doen? Baie mense lê vasgevang in dit. Leef in jaloesie, leef in trots, lewe in onvergewensgesindheid, lewe in verslawing, leef in kompromie. En dan noem ons dit gewoonlik in ons lewens, dis my persoonlikheid. Dis hoe ek groot geword het. Dis my temperament, dis waarin ek blootgestel is. Dis maar my swakheid, dis my doring in die vlees. En intussen het die vyand 'n vesting gebou in my en jou lewe. En die groot gevaar van hierdie blindheid is, jy dink jy is vry terwyl jy eintlik gebind is. Jy dink jy is vry terwyl jy eintlik gebind is. Samson is een van hierdie voorbeelde hiervan. Rigter 16 vers 20. Toe sê sy, die Filistyne is op jou, Samson. Hy het uit sy slaap wakker geskrik en gedink, hoor nou wat sê hy, ek sal uitkom soos elke vorige keer. Ek sal myself losruk. Is dit nie baie keer dit wat ons vir onsself sê wanneer ons sonde doen nie? Ek sal uitkom soos elke vorige keer, ek sal myself losruk. En dan hierdie skrikwekkende woorde. Hy het egter nie besef dat die Here van hom weggewyk het nie. Hy het egter nie besef dat die Here al reeds weg is van hom af nie. Dat die Here se teenwoordigheid hom verlaat het nie. Skrikwekkende woorde. Hy het nie besef nie, hy het nog beweeg, hy het nog gepraat, hy het nog asem gehaal, hy het nog gedink, maar iets onsigbaar het verander. Iets onsigbaar het verander. Die Here se teenwoordigheid was nie meer by hom gewees nie.
Baie mense, selfs in kerkbanke soos hierdie vanmôre, leef presies so. God is lankal ver weg van jou af. Maar jy gaan maar net deur die emosies. Jy gaan maar net deur die emosie. Jy kom maar kerk toe, jy praat maar dieselfde taal, jy doen maar dieselfde dinge, maar God is lankal van jou af weg. Lankal van jou af weg. Familie, ek wil hê jy moet ernstig besef vanmôre, die vyand werk die beste in verborgenheid. Satan hou van die duisternis. Alles gebeur in die donker, alles gebeur in die geheim, alles gebeur in die stilte, waar niemand dit sien nie. Wat net jy daarvan weet. Hy funksioneer deur misleiding, deur subtiele kompromie, deur geheime sonde, deur geestelike slapheid. Daarom waarsku die woord vir ons in Johannes 10 vers 10, jy ken dit, ons sê dit gereeld van hierdie verhoog af. Die dief kom net om te steel, te slag en uit te roei. Besef jy dit vanmôre? Dat daar oorlog aan die gang is vir jou lewe. En ek sê dit nie ligtelik vir jou nie. Ek sê dit sodat jy dit kan besef vanmôre, dat die dief het gekom om te steel van jou, om te slag en om uit te roei. Maar Jesus het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Niemand word oornag vernietig nie. Dit gebeur vir gedagte op gedagte, kompromie vir kompromie, gewoonte vir gewoonte in die alledaagse lewe en sy bedrywighede. C.S. Lewis skryf in so 'n klein boekie wat hy geskryf het, die naam van die boekie is die Screwtape Letters. Hy skryf daar, hy sê, the safest road to hell is the gradual one. Die stadig, maar seker pad tot in die afgronde in. Tot in die afgronde in. Daarom is dit so belangrik om te besef dat die vyand kom in my en jou lewe om ons aan die slaap te sis. Om ons aan banke soos hierdie te sit vanmôre en te sê, jy is okay, terwyl jy nie okay is nie. Terwyl jy ver van God af is. Terwyl daar nog sonde in jou lewe is. Terwyl daar ongeregtigheid nog in jou lewe is. Terwyl jy nog op die verkeerde pad is. Jy is okay, want môre kan jy maar regmaak. Oormôre kan jy maar regmaak. Volgende Sondag kan jy maar regmaak. Dis wat hy doen in my en jou lewe. Hy hoef nie my en jou noodwendig aggressief aan te val nie. Hy moet net jou geestelik ongevoelig maak. As jy jou kan kry om minder te bid, minder sensitief vir sonde te wees, minder honger vir God te wees, minder ernstig oor waarheid te wees, en jou besig hou selfs met goeie goed, om jou weg te hou van die Here af, dan het hy geslaag. Dan het hy geslaag. Maar familie, die goeie nuus vanmôre is, die goeie en die slegte nuus, as ek dit vanmôre vir jou kan sê, is ons moet ook besef dat God maak die onsigbare sigbaar. Hy maak die onsigbare sigbaar. Prediker 12 vers 14 sê vir ons, God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word. Alles, goed en sleg. Ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit nou goed is of kwaad is. Lukas 12 vers 2, daar is niks bedek wat nie openbaar sal word nie, en niks verborge wat nie bekend sal word nie. 1 Korintiërs 4 vers 5, hy sal die verborge dinge wat van die duisternis aan die lig bring, en die bedoelings van die hart bloot lê, dan sal elkeen afsonderlik van God lof ontvang. Markus 4 vers 22, want niks is verborge wat nie blootgelê sal word nie, en daar is niks wat weggesteek wat nie aan die lig sal kom nie. Maak nie saak wat dit is in jou lewe nie. Maak nie saak wat die sonde in jou lewe is nie. Dit sal blootgelê word. Dit sal geopenbaar word. Dit sal aan die lig kom. Dis wat God vir my en vir jou sê. En een van die Heilige Gees se grootste werke is openbaring. Is juis openbaring. Hy klop in my en jou hart se deur en hy sê vir jou, sorteer daardie ding uit. Raak ontslaaf van dit. Vind oorwinning oor dit. Want jy het nie nodig om so te leef nie. Daarom bid Paulus vir ons in Efesiërs 1 vers 18. Hy sê, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet. Geestelike blindheid is gevaarlik, maar geestelike sig bring bevryding in my en jou lewe. Toe Elisa in die diensknegt omsingel was deur 'n vyandige leer, het die diensknegt paniekerig geraak. En hoor wat het Elisa toe gedoen in 2 Konings 6 vers 7. Elisa het toe gebid en gesê, Here, maak tog sy oë oop. Maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. Daarop het die Here die dienaar se oë oopgemaak
En hy sien toe sowaar die berg rondom Elisa is vol perde en strydwaans van vuur. Die geestelike realiteit was daar gewees, dit was reeds daar gewees. Hy kon dit net nie sien nie. So is dit in my en jou lewe ook. Partykeer dan voel ons alleen, partykeer voel ons of ons alleen in die oorlog is, of ons alleen beklei, maar ons besef nie dat daar 'n ander oorlog aan die gang is. Dat daar 'n realiteit is van die onsigbare. Dis waarom geloof so belangrik is, Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof ignoreer nie realiteit nie. Geloof sien die groter realiteit raak. So my vraag aan jou vanmôre is dit: wat beheer jou werklik? Wat beheer jou werklik? Wat beïnvloed jou? Wat beheer jou denke? Wat beheer jou emosies? Wat dryf jou besluite in die lewe? Want die realiteit is, iets beheer elke mens. Iets beheer elke mens. Sommige word deur vrees beheer, deur geld beheer, deur mense se opinies beheer, deur trauma beheer, deur begeertes, deur trots, deur bitterheid en so kan die lysie maar net aangaan. En ander word beheer deur die Gees van God, soos Romeine 8 vers 5 tot 6 vir ons sê, die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die vraag is nie vanmôre word jy beheer nie. Vraag is nie word jy beheer nie. Die vraag is deur wat word jy beheer? Jy kan nie, ek sê dit weer, jy kan nie die onsigbare oorwin met 'n oppervlakkige Christendom of 'n oppervlakkige verhouding nie. Jy kan dit nie doen nie. Baie mense wil geestelike oorwinning hê, maar geen geestelike diepte nie. Geen geestelike diepte nie. Maar die onsigbare oorlog vereis 'n lewe van gebed. Jy kan nie sonder gebed nie. 'n lewe van intimiteit met God, van dissipline, van heiligheid, die woord van God. Vriende, ons skeep so baie af die woord van God. Ons is so besig dat ons nie by die Bybel uitkom nie, dat ons nie by God se woord uitkom nie. En dan vra ons vir onsself, maar God is stil, hy antwoord ons nie. Hoe gaan hy ons antwoord met 'n Bybel wat toe is? Of 'n Bybel wat vol stof is? Onsigbare oorlog vereis 'n lewe van gebed, intimiteit met God, dissipline, heiligheid, die woord, gehoorsaamheid, selfopoffering en onderskeiding. Daarom sê Jesus vir ons in Markus 9 vers 29, hy sê hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie. Niks anders as met gebed uitgedrywe word nie. Sommige uitdagings in jou lewe gaan nie opgelos word deur positiewe denke, motiveringspraatjies, selfhelp tegnieke of menslike wysheid nie. Dit vereis geestelike gesag. Ek sê dit weer, dit vereis geestelike gesag. Leonard Ravenhill het geskryf, hy sê the church has many organizers, but a few agonizers. Ons leef in 'n tyd waar mense vermaak wil word, maar nie geestelike diepte wil ervaar nie. Hulle wil inspirasie hê sonder bekering, seën sonder oorgawe, oorwinning sonder kruisiging van die vlees. Maar die onsigbare wêreld reageer nie op oppervlakkigheid nie. Nie op oppervlakkigheid nie. Familie, daar is meer aan jou lewe as wat jou oë kan sien. Daar is meer wat aan die gang is wat jou oë kan sien. Daar is 'n geestelike oorlog. Daar is 'n geestelike vyand. Daar is geestelike invloede. Daar's geestelike vestings. Daar's geestelike blindheid, maar ook geestelike krag, geestelike gesag en die teenwoordigheid van God. Die teenwoordigheid van God. Die tragedie is nie dat mense verlore gaan nie, die tragedie is dat baie mense geestelik gebind leef sonder om dit te besef. So baie mense sit vandag vasgevang, gebind deur die vyand, en hulle besef dit nie eers nie. Maar vandag roep God ons om ons oë op te lig, om ons oë te open,
nie net om na die sigbare te kyk nie, maar na die ewige te kyk. Nie net na mense nie, maar na geestelike realiteit agter dinge. Nie net na probleme nie, maar na God. Want wat jy nie sien nie, dit beheer jou. En wanneer God ons oë oopmaak, verander die hele prentjie. Vra jouself vandag af. Jy wat daar sit in jou bank, vra jouself af. Watter onsigbare dinge is besig om my te beheer? Watter gedagtes het wortel geskiet by my? Watter leuns het ek begin glo in my lewe? Waar het ek en jy geestelik blind geword? Waar die vyand stilletjies 'n vesting gebou? Waar die vyand gekom in my en jou lewe en jou rustig gemaak, jou in die slaap gesis en gesê jy's okay, terwyl jy nie okay is nie. Terwyl jy nie okay is nie. Want die grootste wonderwerk is nie dat God jou situasie verander nie. Nee, maar dat hy jou laat sien wat jy nooit voorheen kon sien het nie. Familie, ek wonder regtig. As ons op 'n plek kom in ons lewens en ons net vir die Here vra, laat my net bietjie sien wat U sien. Ek dink dit sal iets skrikwekkends wees. Dit sal iets skrikwekkends wees. Dis soos Elisa wat gebid het. Elisa het geweet, daar is hierdie perdbarens, daar's hierdie teenwoordigheid van God teen hierdie oorlog. Hy het nie bang geraak nie. Die dienaar was bang. Al wat hy gesien het, was hierdie oorlog. Al wat hy gesien het, was hierdie mense wat op pad is na hulle toe. En toe die Here sy oë oopgemaak het, het hy gesien wat werklik agter hom staan. Ek wonder hoeveel keer beklei ek en jy nie teen hierdie oorlog en ons besef nie wat agter ons is nie. Ons besef nie wie langs ons is nie. Ons besef nie wie voor ons is nie. Ons besef nie wie eintlik al reeds vir ons die oorwinning gegee het nie. So baie kere gaan ons deur die lewe met ons oë toe en ons besef nie hierdie dinge nie. Vermoere is nie 'n boodskap om jou werklik net te motiveer en opgewonde te maak nie. Dit is om jou te laat besef wat die realiteit is daar buite. Ons gaan later gesels oor die oorwinning. Ons gaan later gesels oor wat volg. Vandag is regtig om jou bewus te maak dat daar 'n oorlog aan die gang is vir my en vir jou lewe. 'n Onsigbare. Jy beklei teen die sigbare. Jy stoei teen jou vrou, teen jou man en jou kinders. Jy dink dis die probleem. Jy dink daai kollega by die werk is die probleem. Dit is nie die probleem nie. Daar's 'n geestelike oorlog aan die gang. Dis 'n geestelike oorlog aan die gang wat jou wil vernietig. En as hy dit kan doen deur net om een leuen vir jou te vertel, het hy klaar geslaag. Neem elke gedagte gevange en maak dit gehoorsaam aan die Here. Dink dit wat hy wil hê jy moet aandink. En maak seker jy beklei hierdie oorlog met die regte tools, met die regte instrumente, want God gee dit vir my en vir jou. Kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Ons Abba Vader, ons kom vanoggend na U toe met dankbare harte. Dankie vir U goedheid, dankie vir U genade, dankie vir U teenwoordigheid hier by ons. Dankie dat ons vandag weer kon hoor dat daar 'n onsigbare werklikheid is, wat baie groter en baie sterker is as alles wat ons met die natuurlike oog sien. Dankie dat U steeds regeer, steeds werk, steeds naby is. Selfs wanneer ons dit nie altyd kan sien of verstaan nie, weet ons dat U naby is, dat U teenwoordig is. Here, vanoggend kom ons en ons kom bid, dat U ons geestelike oë sal open. Help ons om verder te kyk as net ons omstandighede, ons probleme, ons vrese en wat ook al ons deurgaan. Help ons om U hand raak te sien in elke seisoen van ons lewe. Wanneer die vyand probeer om ons denke te vul met leuns, met twyfel, met moedeloosheid, herinner ons weer aan die waarheid. Wanneer ons swak voel, wanneer ons moeg voel, wanneer ons onbekwaamd voel, herinner ons dat U ons krag is. Wanneer ons bang voel, herinner ons dat U by ons is, dat U teenwoordigheid is. My Vader, vanmôre bring ek elke liewe persoon in hierdie gebou voor U op. Elke liewe persoon. Elke persoon wat hier in hierdie sitplek sit vanmôre. U ken elke hart. U ken elke lewe. U sien die dinge wat niemand anders te sien nie.
Jy sien die bekommernisse. Jy sien die sonde. Jy sien die seerkry, die innerlike stryd, die vrae, die laste wat mense stilweg dra. Here, my gebed is raak elke lewe aan met u vrede en met u teenwoordigheid. Bring genesing waar daar wonde is. Bring herstel waar daar gebrokenheid is. Bring lig waar daar donker is. Help ons om nie beheer te word deur die sigbare dinge van hierdie wêreld nie, maar deur die Heilige Gees. Deur om elke dag afhanklik te leef van u, Here. Leer ons om met geloof te leef en nie net volgens wat ons sien of wat ons voel nie. Maak ons sterk in die onsigbare oorlog waar ons elke dag staan. Geef ons onderskeidingsvermoë, Here. Geef ons wysheid en geef ons 'n hart wat naby aan u bly. Here, gaan nou saam met ons, met elke gesin, met elke huis, met elke persoon wat hier so sit. Beskerm hulle wanneer ons ry, wanneer ons werk, wanneer ons huis toe gaan. Laat u guns, laat u vrede, laat u genade oor ons rus. En mag ons hierdie week lewe met ons oë gefestig op u. Mag ons gefokus lewe, mag ons doelgerig lewe. Die begin en die einde en die volëinder van ons geloof. Ons gee aan u al die eer en al die lof, want u is waardig om geloof en prys te word. Here, ons kom en ons kom bid hierdie dinge vanmôre, nie omdat ons dit verdien nie, Here. Geensins. Maar ons kom vra, ons kom klop, ons kom soek, want u het vir ons uitgenooi om dit te doen. En ons sê dankie daarvoor, Here. Ons kom bid al hierdie dinge in die groot en die heilige naam, die naam bo elke naam, die naam van die Here Jesus Christus. En as jy saam met my stem vanmôre, sê saam met my, amen. Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel gewees het. Dankie dat jy na die boodskap geluister het of gekyk het. Mag jy dit met iemand spesiaals deel en mag jy 'n fantastiese lekker dag en lekker week hê. Die Here seën jou en ons gesels weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens julle.